Goed, vandag duik ons in een van die mees skielike en, wel, katastrofiese dinge wat met die menslike liggaam kan gebeur. 'n Aortiese disseksie. Dis 'n mediese noodgeval waar letterlik elke sekonde tel. So kom ons spring dadelik in en kyk presies wat gebeur en hoekom dit so ongelooflik gevaarlik is. Om regtig te verstaan hoe ernstig hierdie is, moet ons luister na die mense wat dit al beleef het. En die woorde wat hulle gebruik, die ergste ooit. Dis hoe byna 90% van hulle die pyn beskryf. En jy moet verstaan, ons praat nie hier van 'n pyn wat stadig opbou nie. Nee, dis 'n skielike skeersensasie, 'n gevoel dat iets binne in jou letterlik uitmekaar geskeur word. Dit skree vir onmiddellike mediese hulp. So, wat gebeur nou eintlik op 'n tegniese vlak? Wel, dink aan jou aorta as die liggaam se hoofbrandslang. Dis 'n massiewe pyp wat bloed onder enorme druk vervoer. 'n Aortiese disseksie is basies wanneer die binneste voering van daardie brandslang skeur. Die hoë druk bloed stop nie, dit forceer sy pad deur daardie skeur en begin letterlik die laag van die slagaarwand van mekaar afskeur. En wat dan gebeur, is dat dit 'n heeltemal nuwe onstabiele kanaal skep vir die bloed om te vloei. Dokters noem dit die vals lumen, wat reg langs die oorspronklike of ware lumen lê. En dis waar die groot gevaar begin. Goed, 'n skeur in die superhoofweg. Om dit regtig te verstaan, moet ons 'n bietjie dieper kyk. So wie loop die meeste gevaar? Watter faktore maak iemand meer vatbaar vir so 'n gevaarlike ding? Kom ons kyk 'n bietjie na wie dit tref en hoekom. As ons na die syfers kyk, is dit nogal duidelik. Mans word meer gereeld geraak. Omtrent 2/3 van alle gevalle is mans. Maar, en dis 'n belangrike maar, vroue is glad nie immuun nie. En in sekere seldsame gevalle, soos tydens swangerskap, kan 'n vrou se risiko eintlik aansienlik hoër wees. Daar's 'n paar groot risikofaktore. Eerstens, ouderdom. Dit is meer algemeen in mense se 50s en 60s, maar die regte groot skuldige, dis chroniese hoë bloeddruk. Jy moet weet, dit word in byna 3/4 van alle pasiënte gevind. Dis massief. En dan het jy ook ander dinge, soos strukturaal probleme met die hart, genetiese toestande soos Marfan-sindroom wat jou bindweefsels verswak en ja, selfs die misbruik van drugs soos kokaine wat jou bloeddruk deur die dak kan laat skiet. Al hierdie dinge kan die weg baan vir 'n ramp. Reg, wedloop teen die klok. En dis presies wat dit is. Want wat hierdie toestand so vreesaanjaend maak, is nie net die pyn nie. Dis die spoed. Die ongelooflike spoed waarteen dit dodelik kan word. Van die oomblik dat daai skeur gebeur, begin die horlosie tik. Kyk hierna. Hierdie syfer is, wel, te skokkend. 38%. Dit beteken meer as 1/3 van alle aortiese disseksies word eers na die dood dan is 'n autopsie gevind. Dit vertel jou hoe ongelooflik moeilik dit kan wees om te diagnoseer. En dit beklemtoon net hoekom dokters dadelik hieraan moet dink, die oomblik as iemand met daai skielike, erge bors- of rugpyn by hulle instap. En hierdie tydlyn, dit is regtig vreesaanjaend. As dit nie behandel word nie, kyk wat gebeur. Binne net 6 uur is meer as 22% van pasiënte reeds oorlede. Wag 24 uur en daai syfer spring na 50%, die helfte. En na 1 week byna 70%. Dit vertel vir ons een baie duidelike ding. Spoed is alles. Hoe vinniger jy 'n diagnose en behandeling kry, hoe beter is jou kans. Goed, 'n vurk in die pad. Sodra 'n dokter vermoed dis 'n disseksie, is daar een vraag wat bo alles uittroon. Waar presies is die skeur? En die antwoord op daai een vraag, wel, dit bepaal alles wat volgende gebeur. Dit bepaal die hele behandelingspad. Dokters gebruik 'n sisteem, die Stanford klassifikasie, om dit uit te pleis. En is eintlik redelik eenvoudig, maar die verskil is letterlik lewe en dood. Jy kry tipe A en tipe B. 'n Tipe A is wanneer die skeur in die opstygende aorta is. Dis die deel wat reguit uit die hart kom. Dis die gevaarlikste een, 'n absolute noodgeval wat onmiddellike oophartchirurgie vereis. Tipe B aan die ander kant begin verder af in die dalende aorta en die plan van aksie daarvoor is heeltemal anders. Maar die gevaar stop nie net by die skeur self nie. O nee. Een van die dodelikste komplikasies, veral met tipe B, is iets wat malperfusie genoem word. Wat beteken dit? Dit beteken die disseksie begin nou die bloedvloei na jou kritiese organe afsny. Ons praat van die niere, die ingewandes, selfs die rugmerg. En dit verander die hele situasie onmiddellik in 'n nog groter, nog meer dringende noodgeval. En hierdie malperfusie kan op 2 maniere gebeur.
Die eerste is dinamiese obstruksie. Stel jou daai los stukkie weefsel van die skeer voor, die flap. Dit kan soos 'n deur in die wind oor die opening van 'n takslagaar klap en die bloedvloei tydelik blokkeer. Die tweede is statiese obstruksie en dis wanneer die disseksie nie net verby die takslagaar gaan nie, maar reguit daarin inskeer. Dit skep 'n permanente fisiese blokkasie. Dis absoluut krities vir die dokters om te weet watter een dit is, want dit bepaal hoe hulle dit gaan regmaak. So, hoe stop ons hierdie ramp? Hoe prop ons die lek? Kom ons kyk na hoe die mediese wêreld ingryp. Hier sien ons daai vurk in die pad in aksie. Vir tipe A is daar geen debat nie. Dis 'n onmiddellike chirurgiese noodgeval. Die pasiënt gaan dadelik teater toe vir oop hartchirurgie, want die risiko dat daai aorta reg by die hart gaan bars, is net eenvoudig te hoog. Maar vir tipe B is die storie anders. Die benadering is meer versigtig. Die eerste stap is aggressiewe mediese bestuur. Kry daai bloeddruk onder beheer. Chirurgie of ander ingrypings word eers oorweeg as daar ernstige komplikasies is, soos daai maalperfusie waarvan ons gepraat het, of as dit lyk of die aorta gaan bars. En vir daardie gekompliseerde tipe B gevalle is daar 'n moderne tegniek wat regtig alles verander het. Dit word TWAR genoem. Dis nogal briljant. In plaas van 'n reuse oop operasie maak dokters net 'n klein snytjie in die lies. Van daar af rig hulle 'n spesiale toestel, 'n stent-end, tot by die presiese plek van die skeer. Dan maak hulle dit oop. Dit seël die skeer van binne af, amper soos 'n pleister. Die bloed word dan teruggedwing in die regte kanaal, die ware lumen, en dit veroorsaak dat hy gevaarlike vals lumen toemaak, stol en hopelik met tyd heeltemal krimp. En werk dit? Wel, die data spreek van self. As jy kyk na 5 jaar oorlewing, sien ons dat pasiënte wat TWAR gekry het, 'n oorlewingssyfer van byna 85% het. Vergelyk dit met diegene wat slegs medikasie gekry het, hulle oorlewingssyfer is 71%. Dis 'n beduidende verskil en wys jou net watter duidelike langtermynvoordeel hierdie prosedure bied. Goed, lewe na disseksie. Want jy sien om 'n aortiese disseksie te oorleef is 'n reuse oorwinning, 'n absolute mylpaal. Maar die reis is nog lank nie verby nie. Eintlik is dit die begin van 'n lewenslange proses van bestuur en monitoring. Die grootste gevaar op die langtermyn, dis iets wat aneurysmale degenerasie genoem word. Dink daaraan so. Die aorta is nou beskadig, dit is verswak, en met tyd kan daardie verswakte wand begin uitpalt, soos 'n ballon wat stadig maar seker opgeblaas word. En daai ballon, dis 'n tikkende tydbom. Want as dit aanhou groei, kan dit uiteindelik lei tot 'n tweede katastrofiese ruptuur jare later. So, dokters is op die uitkyk vir sekere rooi vlae wat hierdie risiko kan voorspel. Byvoorbeeld, as die aorta reeds redelik groot was, sê nou maar meer as 4 cm toe die disseksie gebeur het, of as die aanvanklike skeer self groot was. 'n Baie groot rooi vlag is as daai valse lumen oop bly en bloed steeds daardeur vloei. En natuurlik, die ou vyand, hoë bloeddruk wat nie onder beheer is nie, dit bly 'n reuse probleem. Daarom is die lewenslange bestuursplan so krities. Dit staan eintlik op 3 hoofpilare. Nommer 1, aggressiewe bloeddrukbeheer. Ons praat van streng teikens. Nommer 2, medikasie, soos beta-blokkers, om die spanning en die krag op die aorta te verminder. En nommer 3, en hierdie een is nie onderhandelbaar nie, gereelde opvolgskanderings. Jy moet daai aorta fyn dophou met CT of MRI skanderings om enige tekens van vergroting dadelik op te tel. En dit alles bring ons by 'n baie interessante en nogal uitdagende vraag vir die toekoms. Op die oomblik wag ons mos vir 'n tipe B disseksie om gekompliseer te raak voor ons ingryp met iets soos TWAR. Maar, soos hierdie tegnologie net al hoe beter en veiliger word, begin mense wonder, moet ons dalk meer proaktief wees? Moet ons hierdie disseksies vroeg regmaak, selfs in ongekompliseerde gevalle, om daai langtermyn risiko van aneurisme van die begin af te probeer voorkom? Dis die groot debat wat tans in die mediese wêreld woed, 'n skuif van reaktief na proaktief.